Ons maak die Bybels oop by Johannes, die 4de evangelie beskrywing. Staan in sommige kringe bekend as die geestelike evangelie, omdat Johannes die materiaal anders georden het as die ander 3 evangelie beskrywings. Siklusse word gevolg van Paasfees tot kruisigingspaasfees. Ons lees nou in Johannes 10. Gedeelte wat vooraf plaasvind is van groot belang, omdat daarna dit verwys word in die 10de hoofstuk. Jesus maak 'n man gesond. Hy was blind van sy geboorte af. En hierdie genesing word dan die agtergrond vir Jesus se verhaling van die gelykenis van die goeie herder. En nog wat hy in hierdie gedeelte sê, maar die agtergrond lê in Johannes 9, val waar hy spesifiek met oor die Fariseërs praat, waar hy spesifiek na hulle verwys. Ons lees saam vanaf die eerste vers in Johannes 10. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower, maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skaap het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Geliefdes, ek gaan oorhoofs in die prediking stil staan by die gedeelte tot by vers 21. Etlike verse sal in die prediking gebruik word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
As ons kyk na die prentjie van 'n skapie, vir 'n lammetjie, word ons nie bewus van die broosheid van so 'n dier. As hulle klein is hulle maklik om gevang te word, maklik om seer te kry, gaan maklik dood, word maklik beseer. Selfs net die gestamp van die kudde teen mekaar is vir hierdie skapie gevaarlik. Wat nog van dit wat van buite afkom? Waarom sal die Here Jesus praat oor skape en 'n kudde? Want dit is 'n beeld wat hy al vir baie jare in die skrif gee. Een van sy grootste konings was 'n herder van skape, Dawid. En die lievelingspsalm wat u en ek vandag nog ken, Psalm 23, speel altyd in die agtergrond as ons dink aan die Here se versorging. Daarom is dit so geliefd om by 'n laaste groet van 'n persoon wat gesterf het te gebruik. Want die dal van doodskade is vir ons geweldig naby aan swaar. En dan is ons soos brose skapies wat eintlik nie weet waar om te gaan nie. En die herderspsalm het daardie emosionele effek. Wanneer die Here Jesus in Johannes 10 praat oor herderskap, moet hy altyd Psalm 23 en ander plekke waar die Here as herder optree en gesien word as herder, want hy is die opperherder, hy word ook so genoem. Want sonder hom is daar nie 'n kudde nie, en sonder hom is daar nie lewe nie. Ons kyk vanoggend na hierdie gedeelte uit die woorde van ons Here Jesus self, onder die tema, daar is lewe in die herder. Daar is lewe in die herder. Op 'n ander plek het die Here Jesus verduidelik hoekom hy met gelykenisse spreek. Hy sê 'n gelykenis, en ons weet dit is 'n storie. 'n Gelykenis is 'n verhaal wat vertel word, 'n storielyn word gevolg, en hierdie storielyn het een boodskap. Maar omdat dit in 'n storie vertel word dit baie keer gebruik voor die Fariseërs en ander wat die Here Jesus nie wil hê hulle moet verstaan waaroor dit eintlik gaan nie. En daarom lê hy baie keer nie uit voor die Fariseërs waaroor die gelykenisse gaan nie. Lees byvoorbeeld die gelykenis deur van die gelykenis van die saad en die saaier. Die Here Jesus vertel die gelykenis, dan weet niemand waaroor dit gaan nie, en die disippels word verduidelik wat sê die gelykenis. Hier gebeur dieselfde. Ons kan nie die verskil sien tussen die vertelling en die verduideliking asof dit uitmekaar uit is nie, maar wat ons wel sien is die verhaal lyk so. Wat sê die Here Jesus oor die herder? Hy gee vir ons 'n karaktereienskap beskrywing van die herder. Maar nie voor hy begin by die kraal nie. Die plek waar die skape woon, waar die skape bewaar word, is 'n kraal, en baie kommentatore verwys hierna as hulle sê dat ons moet verstaan dat in die antieke wêreld die skape ook beskerm en bewaar moes word, en daarvoor was daar 'n kraal. En dit was gewoonlik 'n kraal vir meer as een kudde, nie net vir een kudde nie. En by hierdie kraal was daar 'n wagter of 'n bewaker wat gekyk het na die skape en hierdie kraal beskerm en bewaak het. Maar daar was waarskynlik meer as een kudde binne in hierdie kraal. En verskeie herders kon na hierdie kraal toe kom, want dit was die bereplek van die skape in gemeenskap. En dan wanneer die herder kom hy nie soos 'n dief van die kant af en spring oor die muur nie. Hy gaan na die deur van die kraal toe. Hy gaan na die hek van die kraal toe, want daar sit die wagter wat die hele kraal beskerm en bewaak. En hy's bekend
aan die bewaker. Hy gaan dan in by die hek en dan roep hy sy skape. En sy skape kom dan na hom toe en hulle sal nie na 'n vreemdeling toe gaan nie want hulle ken net die stem van hierdie herder. Hulle is met hom bekend. En omdat hulle met hom bekend is, gaan hulle na niemand anders nie. En nog 'n merkwaardige verskynsel van hierdie herder is, hy wag nie dat die skape by hom verbyloop nie. Hy draai om en loop voor hulle uit en dan gaan hulle die veld in. Hy loop voor hulle uit en die skape volg hom. Teks sê in vers 4, omdat hulle sy stem ken. Die karakter van die herder is 'n bekende stem, 'n omgee vir sy skape, en hy sal met hulle stap waar hulle moet gaan. Hulle volg nie enige iemand nie, hulle volg net vir hom. Dan gaan die Here Jesus direk oor in die verklaring van dit wat hy gesê het. Ons moet die herder nou raak sien in sy karaktereienskappe. En dan in Johannes is daar 7 uitsprake waar Jesus sê ek is. En hierdie ene kry ons 2 daarvan. Met ander woorde, Jesus maak metafories die beeld op homself van toepassing. Met ander woorde, in 'n metafoor word jy die beeld. Die prentjie word eers geskets van 'n deur en van 'n herder. En dan word daar gesê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. En dan begin die Here Jesus met eienskappe verder. Hy was eerlik. Hy was 'n goeie herder want hy het voor by die kraal ingekom. Hy's 'n bekende herder, selfs vir die skape is hy bekend. Hy is 'n goeie herder en hier word verduidelik hoekom hy goed is. 'n Paar eienskappe van hoekom hy goed is word gegee. Die goeie herder, sê vers 11, lê sy lewe af vir sy skape. Hier kom nie net die beskerming in nie, maar die klas en die diepheid, die vlak van beskerming kom in. Tot die dood toe sal ek jou beskerm. Hier moet ons 'n teks luister en lees soos Efesiërs 5, wat ons altyd klassiek gebruik by huweliksbevestigings. Wanneer die bruid van God, die kerk van Jesus Christus beskrywe word, word sy as bruid beskryf, die vrou. En die man word beskrywe as die bruidegom, en in die beeld van bruid en bruidegom is Christus die bruidegom. Hy is die bruidegom. En wanneer die bruidegom na die bruid omsien, as 'n prentjie wat jy moet raak sien, moet hy sy lewe opoffer soos Christus sy lewe opgeoffer het vir die kerk van Jesus Christus. Jesus het homself geoffer sodat die bruid kan leef. En is in daardie opsig wat 'n man dan vir sy vrou moet oppas, opofferend. Manne, dis nie huwelikspreek nie. Maar daar's 'n bepaalde herderskap, eienskap in 'n huishouding. En jong manne wat nog wil trou, dink mooi daaroor. Wanneer ons vroue beskerm en bewaak, moet ons opofferend wees tot die dood toe. En party manne sal sê, maar ek gaan mos nou nie sterf vir my vrou nie. Emosioneel moet 'n mens baie keer sterf, sodat jou ego nie jou vrou laat sterf nie. Die herder wys vir ons, opofferend is die eienskap van herderskap. Die kudde moet versorg word en die skape van sy weide moet beskerm word en dit word beskerm met die lewe. Jou lewe is die prys. Dan word 'n beeld genoem. Daar is 'n huurling en daar is 'n eienaar.
Die verskil tussen die een wat werklik omgee vir die skape, dis die eienaarsbeginsel. Dis asof dit my skape is. En hier draai die oog van die Here Jesus op die opsieners van die dag. Ek kan vandag hierdie kant toe draai en sê hier is ons opsieners van vandag. In die kerk van die Here Jesus het ons ouderlinge wat as opsieners en beskermers en as herders moet dien om die gemeente, die kudde te beskerm. En wanneer die Here Jesus kyk na die Fariseërs in hierdie dag, die eerste hoorders van hierdie teks, dan is sy oë op hulle gefestig, want hulle het pas gesê, hy kon nie hierdie man genees het nie. Hy kon nie hierdie man wat blind was van sy geboorte af, laat sien nie. Hy word beskuldig, aan die einde van hierdie verse wat ons gelees het, dat hy 'n besetene is, vers 21. Daar word beskuldiging gegee dat hy kranksinnig is, met ander woorde dat hy mal is. En die ergste nog, dat hy met die duiwel besete is. Hy is nie net mal nie, maar hy is met die duiwel besete. Die Here Jesus kyk na die groep wat hierdie beskuldigings gemaklik deel. En hy vra vir hulle, julle is in Israel se geskiedenis nou die geëerdes wat as herders vir Israel tans optree. Julle is immers die skrifgeleerdes, julle die Bybel as, en dis die Ou Testament, as die enigste lig oor God se wil, en het julle al besig om so 'n wet aan die kant by te hou, wat nie Bybels noodwendig is nie. Dis 'n stelsel van reëls en regulasies wat later bygevoeg sou word as deel van 'n reël van wette, meer as 600 wette is in daardie wetstelsel opgeteken. En hierdie wette sou sekere goed reguleer, soos wanneer moet jy hande was? Hoe ver mag jy stap op 'n dag se dagreis? Algemene goed was gereël in hierdie wetstelsel. En die Here Jesus het op meer as een tyd gesê, hierdie wet is 'n liefdelose wet. Hoekom? Want dit het die God en die eer van God nie as fokuspunt nie. Dit het die eer van God nie as fokuspunt nie. En nou kom ons terug na die beeld. Die Here Jesus praat van herderskap. Hy sê hy is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir die skape. As herderlike beeld, die karakter van God, met ander woorde die karakter van lewe word in hierdie herder vergestald. En hy sê hy lê sy lewe af vir die skape. Hoekom sal hy sy lewe af lê vir die skape? Hy sê want hierdie skape moet saam met my beweeg die hele dag. En wanneer daar gevare kom, is ek daar. Jy moet vir Dawid in oog hou. As hy in 1 Samuel 17 verduidelik hoekom hy nie bang is vir die reus Goliat nie. Hoekom hy nie bang is en 'n panserpak wil aantrek wat Saul hom wil aantrek nie, dan is hy besig om te sê wie is die herder wat hom beskerm? Wanneer my skape in gevaar is en 'n beer kom of 'n leeu kom, dan het Dawid gesê, wel, koning Saul, ek het regtig nie al hierdie klere nodig om my skape te verdedig nie. Ek kan eenvoudig nie loop as ek hierdie klere aan het nie. En jy sal onthou, Dawid het die reus benader en gesê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Want die herder wat hierdie kudde moes beskerm, was bereid om sy lewe af te lê vir die kudde. En daarin sien ons in Dawid reeds hierdie herderlike figuur, wat nie bang is om te sterf vir voor Goliat, vir die volk, om die eer van die God te beskerm. En wanneer Jesus sê, ek is die goeie herder, is opofferende liefde die fokuspunt vir die kudde.
Dit gaan nie oor my eer nie, dit gaan nie oor my saak nie, dit gaan nie oor my toekoms nie, dit gaan oor die eer van God. Wie se kudde dit is? Ek lê my lewe af vir die skape, sê die Here Jesus. Maar 'n vreemdeling, 'n huurling, aan die ander woorde, hy wat vir geldjie hierdie kudde oppas. Wat doen hy? Vers 12. Dis nie sy eiendom nie. Hy sien die wolf kom, laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. Die huurling vlug omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Wanneer die reformatie in die 16de eeu plaasvind, sien ons beide kante van hierdie beeld. Ons sien hulle wat vashou aan die geskiedenis van Rome en waar Rome die pad verlaat het van die vroeg-Christelike kerk na die middeleeue toe, na die 16de eeu toe. Gee hulle nie om hoeveel van hierdie kudde skade kry nie, want hulle kry goeie geld. Hulle gee glad nie meer om op wat die woord van die Here sê nie, solank daar net 'n bietjie munte val in die kus sodat ons hierdie groot gebou kan oprig. En ons vertel vir die mense wat? Elke keer as daar 'n muntstuk in die kus val, word nog een van jou geliefdes uit die vage vuur uitgepluk. Ja, selfs die afgestorwenes hoef nie te vrees nie, want jou geldjie doen alles. In Afrikaans, jou werke red selfs hulle. Jy het nie genade nodig nie, jy het nie vir Christus nodig nie. O, Christus is so bly as jy geldjie ingooi, want dan is daar verlossing. En die huurling is besig met die kudde in die 16de eeu. En die kudde raak gewoond hieraan dat moeders bereid is om van hulle kinders hierdie geldjie met hulle enigste geldjie in daardie kus te gooi, want hulle wil tog net nie hulle kinders moet verlore gaan nie. En ons sien die wanhoop op die gesig van 'n Martin Luther, 'n monnik, en daar is daar 'n professor in Grieks. En hy kyk hierdie saak so. En as herder breek sy hart vir die huurlinge wat ongenaakbaar met die kudde maak wat hulle wil vir geldmotief. En as dit maar net in die reformatie so was, in die 16de eeu so was dit goeie nuus. Vandag klink die geldjie weer in die kus, want hulle val 'n bietjie sagter vandag. En die papiergeldjie is baie. Wanneer ons bid, en jou gebedjie moet net vergesel word met 'n groot genoeg som geld, jy kan maar 'n koevertjie vol note gooi, want hoe groter jou aantal note, hoe groter is die kans op jou kind se genesing, selfs jou genesing en moontlik selfs jou verlossing. En die nuwe reël van huurlinge is alweer in die gang. 21ste eeu. Die kerk het nie verander nie. Want vandag is daar ander dinge waarmee huurlinge besig is. Nie dieselfde goed as wat in die 16de eeu was nie. Maar die motiewe is dieselfde. Waar is die opsieners en herders? Waar is die verkondigers van die evangelie wat die kudde in hulle harte dra en nie die geldjie nie? Of die aansien nie? Of enige ander afgod wat beskikbaar is waarmee ons kan besig wees van hierdie kansels af? Sommige waarsku nie eers teen die gevare van die tyd en dag nie. En kyk toe dat die skapies maar die vuur nader en nader loop, of selfs die afgrond benader met die kans om af te val, sonder dat die goeie herder se staf hom gryp en sê, nee, kom weg van die afgrond. Kom nader na die Here. Hoor wat hy sê. Bly by hom, luister na sy stem.
Nog 'n eienskap van die goeie herder se werk. Het jy gehoor dat die kudde sy naam ken? Ook sy stem. Hulle behoort aan hom, hy ken hulle naam. En hy is in stem en klank bekend by hulle. Wanneer die goeie herder lewe skenk, is hierdie twee sake aan mekaar teenwoordig. En dit is, hy ken jou eerstens. Dis hy wat jou uitlei. Dit is hy wat jou beskerm, 2, met sy hele wese. Wanneer Israel uit Egipte uitgelei is, en ons sien dit in Eksodus 13, is daar 'n vuurkolom en 'n wolkkolom. Een is vir die dag, die wolk, en een is vir die nag, die vuur. Hoor wat sê die Here se woord in Eksodus 13 vers 21. En die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om voor hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Geliefdes, ons trek steeds. Ons trek steeds. Efesiërs 4 leer dat ons in vers 11 verskeie mense nodig het om ons toe te rus. Die laaste 2 woorde in daardie vers is herders en leraars. Die Nuwe Testamentiese kerk het vandag evangeliste en ons het herders en ons het leraars. Hoekom het die Here herders gegee vir die kerk? Wanneer die kerk in vervolging gaan, dan soek ons herders. Iemand wat naby ons kan kom sit en sê, moenie bekommer nie my skapie, die Here het jou lief. En hy beskerm jou en hou jou vas. En wanneer hy jou vashou, hou hy jou vas omdat hy jou lief het en nie wil hê jy moet vergaan nie. Ons kan nooit van hierdie beeld vergeet nie. En uit die Here se alwysheid gee in die Nuwe Testamentiese bedeling vir ons herders en leraars, sodat ons herders nooit sal vergeet wat die kudde nodig het om te hoor nie. In 'n gereformeerde kerk het ons 3 simbole wat ons altyd herinner aan God se getrouheid. Eerstens, die geopende Bybel. As jy instap in die gebou, is dit die sentrum van hierdie kerkgebou, die kansel met 'n oop Bybel. Dit staan sentraal. Jy gaan nie in 'n kerk in sonder 'n oop Bybel nie. As dat Bybels toegemaak word in die kerk van Jesus Christus, is die huurders besig. Die huurlinge besig om die kudde van God te wys, julle het eintlik nie nodig om te hoor wat die Here sê nie. Kom ek sê vir julle wat julle nodig. Hierdie kansel het geen plek vir 'n ander boodskap. As die kerk besluit om 'n ander boodskap te bring, sal die Here maak met daardie boodskap wat hy wil. Geen kerk het bestaansreg sonder die woord van die Here. Geen. Die Christelike kerk staan op Christus, Ou Testament en Nuwe Testament, as volle openbaring. Daarby saam die nagmaal en die doop, die ander 2 tekens wat hierdie evangelie woord bevestig en die beloftes van God se woord bekragtig, sodat ons nie sal wonder hoekom het hy ons gered nie. Die nagmaaltafel herinner ons aan Christus se prys, as herder wat sy lewe opgeoffer het, sodat u en ek kan lewe, en ons sien dit elke Sondag. So ook die doopfont wat ons herinner aan Christus se soenverdienste deur sy bloed. Ons het in die woord van God en in die sakramente dus God se belofte wat vas staan. En as jy wegstap sonder die evangelie boodskap, het die herder niks gebring nie. As onderherder dien elke leraar om die wonderlike boodskap van God te bring wat lewe gee. Maar dis nie al wat in Efesiërs 4 staan nie.
In Efesiërs 4 vers 11 staan dat daar evangeliste en allerhande ander bedienaars is. Hoekom? Hoekom? Lees vers 12. Om die heiliges, dit beteken hulle wat as kudde gevoed word, toe te rus vir hulle dienswerk. Die Here gee ons nie net kos om net daarom nie dood te gaan nie. Ons het lewe ontvang deur sy woord. En vanuit sy woord word ons dan toegerus om te gaan lewe. En dis waar die gawestelsel in kom van die Here se kudde. Hy gee vir ons, 1 Korintiërs 12 sê, 'n liggaam om aktief te wees, besig te wees met God se wil en sy genade. Ons is met niks anders besig nie, ons is met Christus besig. Ons is met sy wil besig. En ons is besig om nie net toegerus te word nie, maar ook om ander toe te rus. Vir wat? Vir hulle dienswerk. 'n dankbaarheidsbediening, want die Here het my gered. En ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Ek kyk na die herder. Eerstens, hy gee vir my wat? Hy gee vir my 'n pad. Hy lei my uit. Waarheen lei hy my? Na waters waar daar rus is, Psalm 23. Na veiding wat nodig is. Hy maak seker ek bly lewe. En 2, wat doen hy as hy my gawes gee? Hy beskerm my. Teen wat? Teen al die onheil. Hy wys my wie die vyand is, hy beskud my en bewaar my. Goeie voorbeeld daarvan is, wanneer die Nuwe Testamentiese kerk in erge vervolging kom, soos gesê gaan gebeur, Johannes 15 sê, dit gaan met julle gebeur, wanneer hulle vervolg word hulle voor die Joodse raad gedaag, hulle bid saam, verenig saam as kerk in die kleine, dis wat die gesinne is, dis wat wijksbijeenkomste is, dis wat vergaderings is, dis wat naby mekaar wees is, en ons is benoud, want hulle sê hulle gaan ons doodmaak, wat doen ons? Kom ons bid. Here, gee ons krag, dat ons kan uitstyg bo ons omstandighede, en ons gaan aan met die Here se krag. Al die moeilikheid is nog daar, en die kerk word versterk deur byeenkomste. Wanneer die heiliges toegerus word deur ander heiliges, met Christus se genade deur sy Gees se werking, is die verlossingswerk van Christus sigbaar deur die kerk. Iemand vra my, waarom het julle kerke nodig? Ek glo mos, hoekom het ek 'n kerk nodig? Wanneer die skapies in die kraal gejaag word, en ons beskerm mekaar deur woordbediening, ons beskerm mekaar deur gebed, ons beskerm mekaar deur, ek gee vir jou om. Ek sien jy kry swaar. Is jy bietjie moe van vandag se loop? Ja, dit is al robbe klippe waaroor ons moes stap, né? Waarheen moes ons al vandag gaan? Ja, die gras was bietjie min vandag in Palestina. Ons moes bietjie wyd loop vandag vir gras. Daar's nie so baie geld om te sorg vir al die voeding nie, maar ons het genoeg gehad vir vandag. Ons het daarom gehoor, die Here gee sy daaglikse brood. Maar ons het nog steeds geëet, dat ons amper versadig was vandag. Maar dit was genoeg. Geliefdes, ons moet een ding onthou. Ons word nie gelei deur 'n huurling nie. Die opperherder besit die skape. Dit is sy kudde. Hy het dit duur gekoop, hy het hierdie hele kudde met sy lewe gekoop. Daar is niemand soos hy nie. Niemand het hulle lewe opgeoffer en verander soos hy nie. Niemand het nie. En vra 'n bietjie rond. Wie sien kans om vir hierdie kerk te sterf? Wie sien kans? Ons verlaat liewer die gemeente. Dis makliker. Natuurlik is dit makliker. Ek verlaat liewer die gemeente, want dan hoef ek nie te sterf nie. As iemand my dreig en sê, is jy 'n Christen? En jy sê nee, dan lewe jy mos.
En dis die volgende vraag wat vir die vervolgde kerk gevra word. Is ons bereid om daardie ene nee te antwoord? Wat is ons getuienis dan? Eskalasie op plaaslike vlak na vervolgde vlak kan net erger word. Geliefdes, die gemeentewese is noodsaaklik vir lewe. Christus het geweet hoekom gee hy vir ons as kudde 'n kudde. En so is daar meer as een kudde. Lees dit in die teks. Dis nie al kudde wat bestaan nie. Israel was nie die enigste kudde nie. Daar's nog 'n kraal, daar's nog 'n kudde, daar's nog wat verlos is. Israel en elke stam, elke taal, elke volk en elke nasie. Jesus is nie bang om dit te sê nie. Ons ook nie. Die Here weet waar verlossing is. Ek is die deur, sê die Here Jesus. Ek is die herder. Julle is my skape. Ek ken julle by die naam. Ek weet wie julle is. Ek weet julle is onveilig. Ek beskerm julle. En ek lei julle. Hou vas aan hierdie twee waarhede. Hy lei ons. Hy beskerm ons. Maar hy laat ons lewe. En as kerk van Jesus Christus is daar geen groter troos as dit nie. Vertrou op hom. Amen. Ons dank saam. O Here, ons Here, U wat gesorg het dat ons vandag hier mag wees, om te hoor wat U is en wie U is as U die herder is, wat U voorsien as U die herderlike voorsiening gee. Ons kan nie anders as om U te eer, terwyl ons besef, U is ons lig in die nag, en U is die wolk wat in ons midde is in die dag. Sonder U nabyheid en teenwoordigheid sal ons 'n pad vat wat ons sal verheerlik, en ons sal van U vergeet, en ons sal die huurling gedagte al hoe meer koester, want wat maak dit nou saak wat ons aan mekaar doen? Wat maak dit nou saak wat ons vir U doen? Dit gaan tog net oor U of oor my? En daarom is ons dankbaar dat U ons laat besef van ons broosheid as mens. Ons is broos, Here. Ons gaan maklik die pad af van eie verheerliking. Is nie moeilik nie, Here. Ons wil graag voor U neerbuk en voor U sê, Here, ons is jammer as ons in ons herderskap ook gefaal het en die skape kry seer. Ons as gemeente is voor U afhanklik om net U te sien as die herder en na U beeld hervorm te word. U woord alleen is vir ons genoeg om te sien dat ons werk het om te doen. Maar gaan nie 'n dag verby wat ons nie by U iets leer wat deur die Gees vir ons geopenbaar word nie. Maak ons onderherders in die koninkryk, of ons kinders onderrig sodat hulle kan onderrig, of ons ouers onderrig sodat hulle kinders kan onderrig, of ons as huisgesin mekaar onderrig sodat ons weer op ander plekke kan onderrig, waar U ons lei om as leierskap op te tree, sodat ons verander U lig kan wys. Maak nie saak waar U met wie werk nie. U is met ons besig. Met ons almal. Oud en jong. Sterk en swak. Gesond en minder gesond.
En so lyk elke kudde oor hierdie ganse land, want ons is broers en ons het nodig om in u kraal te wees, Here, waar u ons beskerm en bewaak en daagliks versorg. Laat dit wees waar ons voor u wil staan. Laat die gees van hervorming deur die gees alleen geskied, soos u wil. Dankie dat ons u mag vra. U alleen is die voorsiener van alles. Dit bid ons in Jesus Christus naam alleen. Amen.